Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Wie sal God se siel ontvang? En ek het 'n ander engel sien opkom van die opgang van die son, met die siel van die lewende God, en hy het met 'n groot stem geroep na die 4 engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig, en gesê, moenie die aarde of die see of die bome beskadig, voordat ons die diensknegte van onse God op hulle voorhoofde verseël het nie. Openbaring hoofstuk 7, verse 2 en 3. Die siel van die lewende God sal slegs op diegene geplaas word wat 'n gelykenis aan Christus in karakter dra. Soos was die afdruk van die siel neem, so moet die siel die afdruk van die Gees van God neem en die beeld van Christus behou. Dit is gehoorsaamheid aan die beginsels van die gebooie van God wat die karakter vorm na die goddelike gelykenis. Die siel van God se wet word in die 4de gebod gevind. Slegs hierdie een van al 10 bring beide die naam en die titel van die wetgewer na vore. Dit verklaar hom as die skepper van die hemele en die aarde en toon dus sy aanspraak op eerbied en aanbidding bo alle ander. Afgesien van hierdie voorskrif is daar niks in die dekaloog wat wys deur wie se gesag die wet gegee word nie. Die Israeliete het 'n merk van bloed oor hul deure geplaas om te wys dat hulle God se eiendom was. So sal die kinders van God in hierdie tyd die merk dra wat God aangestel het. Hulle sal hulself in harmonie met God se heilige wet plaas. 'n Merk word op elkeen van God se mense geplaas, net so waarlik as wat 'n merk oor die deure van die Hebreëse wonings geplaas is, om die mense van die algemene ondergang te bewaar. God verklaar, daarby het ek ook my sabbate aan hulle gegee om 'n teken te wees tussen my en hulle, dat hulle kan weet dat dit ek, die Here, is wat hulle heilig. Jesegiel hoofstuk 20 vers 12. Net sodra die volk van God op hulle voorkoppe verseël is, dit is nie enige seël of merk wat gesien kan word nie, maar 'n vestiging in die waarheid, beide intellektueel en geestelik, sodat hulle nie beweeg kan word nie. Net sodra God se mense verseël en voorberei is vir die skudding, sal dit kom. Inderdaad, dit het reeds begin. Die oordeele van God is nou oor die land, sodat ons kan weet wat kom.